Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Baie welkom by Inspireer. Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Nou dankbaarheid klink maklik tot jy deur iets gaan wat jou breek. Dis maklik om dankbaar te wees wanneer alles om jou goed gaan, maar dis in daai moeilike en seertye waar hierdie vers regtig getoets word. Nou, Paulus skryf hierdie woorde in 1 Tessalonisense 5 vers 18 en dis belangrik om te weet dat hy was nie op een of ander strandvakansie met 'n coconut in die hand toe hy hierdie geskryf het nie. Hy was vervolg en hy was gespot en gebreek en tog sê hy, wees in alle omstandighede dankbaar. Nou nie vir alles nie, maar in alles. Hy sê nie jy moet bly wees oor die pyn en verlies en wat ook al jy deurgaan nie, maar dat jy selfs daar binne iets kan vind om vir God dankie voor te sê. Want dankbaarheid verander jou fokus. Dit skuif jou oë van wat verkeerd is na wie steeds getrou is. Wanneer jy begin dankie sê, al voel jy nie so nie, begin iets binne jou verander. Die las voel sommer ligter. Die hoop begin terugkom. En want jy sien weer God in die klein goedjies. So vandag voordat jy kla oor wat jy dalk nie het nie, stop net vir 'n oomblik en sê dankie. Dankie vir die klein goed, dankie vir asem, dankie vir mense wat omgee. Dankie dat jy nog 'n kans het om beter te word. Dankbaarheid is nie net woorde nie. Dis 'n wapen teen negativiteit. En dit herinner jou dat God is nog steeds hier. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek verder en dan sien ons mekaar weer.